Dis vandag Maandag 9 Maart. Welkom by ons luistermeditasie en lydenstyd. Ons lees saam uit Johannes 4 vers 5 tot 9 en dan ook vers 13 tot 15. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my stil te raak as ek vir ons 'n kers aansteek. Ons Vader, alles in die lewe het deur U wil tot stand gekom. U Gees het oor die vloed geswewe, die aarde is U eiendom. U het lig geskep naas duisternis, naas nag 'n dag wat helder is. Ons dank U Vader vir U goedheid, vir al wat ons van U ontvang. Die aardse lewe met sy soetheid, maar ook die pynlikheid daarvan. Ons loof U vir wat heerlik is, selfs in ons smart en duisternis. Amen. Ek wil jou nooi om die teks op jou hart te laat lê, en dan wil ek jou nooi om in jou geestesoog die hele verhaal wat hier afspeel te herroep. Jesus wat deur verskeie grense breek, met dit dat hy vir die Samaritaanse vrou, oorweerspelige vrou, water vra om te drink. Vang die teks, laat lê dit op jou hart. Jesus kom toe in 'n dorp in Samaria aan met die naam Sigar, naby 'n stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob wat was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 6:00 die aand. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar: "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom: "Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie." Jesus het toe vir haar geantwoord: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein van water wees, wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê: "Meneer, gee my van daai water." Wat hier gebeur, sluit aan by wat Jonas se verhaal van gister ons wil leer. Richard Rohr som dit op met die volgende, hy sê: Jonah
keeps us from thinking that any group, any belonging system assures us from the truth. There's only a process. You must go down before you can go up. You must go down before you can go up. Ek wil jou nooi om vir 'n oomblik te dink aan watter vooroordele, groepsmentaliteit moet jy sterf. Laat dit vir 'n oomblik op jou hart gaan lê. Ek nooi jou om saam met my hierdie gebed te doen in jou hart. Ons gaan dit herhaal en jou nooi om aan verskillende mense te dink wanneer ons hierdie gebed bid. Ons bid dit eers vir onsself. Mag ek gelukkig wees. Mag ek gesond wees na liggaam en gees. Mag ek U vrede hê. En beskerm my teen gevare buite en binne myself. Ek nooi jou om aan iemand te dink wat naby aan jou is, waarvoor jy baie lief is. Bid dan die gebed ook vir die persoon. Ek bid dat jy gelukkig sal wees. Mag jy gesond wees na liggaam en gees. Mag jy vrede hê. En mag jy beskerm word teen gevare van buite en binne jouself. Nou jy om vir 'n oomblik te dink aan iemand waarteenoor jy neutraal staan, waaroor jy nie positief of negatief voel nie. Dalk iemand soos die persoon wat die veiligheidswag wat die karre oppas, of die persoon wat jou help by die kasregister. Mag jy gelukkig wees. Mag jy gesond wees na liggaam en gees. Bid dat jy vrede mag hê. Ek bid vir jou beskerming teen gevare van buite en binne jouself. En nou nooi ek jou om hierdie gebed te bid vir iemand met wie jy konflik het, 'n moeilike verhouding, wat jou dalk al seer gemaak het. Ek bid dat jy gelukkig sal wees. Mag jy gesond wees na liggaam en gees.
mag jy vrede hê. En mag jy beskerm word van gevare buite en binne jouself. En nou bid jy dit vir die wêreld, vir die breër samelewing. Ek bid nou dat die wêreld gelukkig sal wees. Mag ons samelewing gesond wees na liggaam en gees. Mag ons samelewing vrede ervaar. Beskerm almal om my teen gevare buite en binne hulle self. Amen.